Deel 2 van kan jy cover crops op mielies plant? En wat is die reëls wat jy moet volg? Al daai lekker nommers. Daar wie hulle hier by Agrico verduidelik vir ons meer. Hoe loop die goeders en wat is die moeds en die moenies? Hoe moet jy kyk na hierdie goeders? Hierdie video is met trots in jou gebring. Deur FarmSlip, moet nooit weer 'n slippie intik nie. Vat 'n foto en dan gaan jy. Spesifiek gebou vir Suid-Afrikaanse boere om jou behoeftes aan te spreek. Check hierdie cover crops. So, daai wat Carla, vir ons verduidelik het van daai grafiek van die koolstofopbou. Dis heeltemal reg, maar onthou nou, hierdie goed word geplant vir demonstrasiedoeleindes. Wat in die verlede gebeur het, dan hier's nou 'n hele proefplaas, dan vergeet hulle eintlik so 'n bietjie hierso. Die goed gaan dood, maar daar word nie weer iets geplant nie. So, dan is die 5 reëls nie gevolg nie. Onthou, daai 5 reëls moet jy vir 'n jaar lank aan mekaar probeer toepas. Hoe minder jy van daai reëls doen, is dit soos 'n handbriek in terme van grondgesondheid. As jy een nie doen nie, is jou handbriek 'n klik op, 2 kliks tot 5 kliks en dan staan jy eintlik. So hier kan 'n ou nou sien, byvoorbeeld hierso, vat nou sommer hierso, as ons nou op ons eie statistieke, hier het hulle glad nie weer geplant nie. En toe hulle, Griet, ja, ons moet nou seker weer plant. En daar was, hierdie grafiek is ook droogte in ag geneem. Party jare reën dit mos nou goed, ander jare is dit baie warm. So, hoë hitte en verlies van coverage, swak bedekking, is die 2 grootste probleme wat ons het, verdamping. Ek het nog ons gisterand weer 'n stuk gelees, 'n oorsese stukkie wat hulle plaas van verskillende klimaatzones, hoe natter dit is, hoe vinniger kan jy koolstof bou, want dit gaan oor die verliese uit die grond en die terugsit van die suikers in die grond. Maar hulle lê baie klem daaroor oor temperature en natuurlik oor bedekking. So, al hierdie op en af, hier was 'n foutjie, hier was 'n foutjie, hy loop so, kort ons nie een grafiek van jou. O nee, daai een van jou met die hy is so. So hy loop nie eintlik in 'n reële grafiek reguit lyn nie, want dan sal ons almal moedeloos geraak het, want dan vat dit ons 5 jaar om net tot daar te kom en 8 jaar om net tot daar te kom. Maar hierdie kan jy doen as hoe meer jy van daai reëls reg doen, kan jy dit selfs in 2 jaar kan jy dit reg kry. As jy gaan nie glo nie, gaan kyk Guy Brown, hy oor 20 jaar, hoe lank het hy gevat? Hy het ook by 0,8 begin. Toe hoor hy van no-till, toe styg hy maar in 3 jaar se tyd van 0,8 na 1,2 toe. Toe hoor hy van wisselbou, dit beteken nou nie dieselfde, sê maar mielies en dan weer 'n soja, en toe het hy weer so 'n bietjie opgegaan. Toe hoor hy van cover crops, maar die fout wat hy gemaak het, die kennis was nie daai monokultuur. Dis nou wat Carlo gesê het, ons het daar agter nou monokultuur, so jy plant 'n enkele gewas as 'n cover crop. Hierdie is 'n multispesie cover crop met die 3 groepe in. En daar is definitief 'n verskil. Die ouens in die Weskaap kom dit ook agter. Hulle was op koorrog vir 'n cover crop. Baie gedink hulle is chaff. Toe kom hulle eintlik agter hulle dis nie verkeerd nie, maar is glad nie heeltemal reg nie. Alright. En nou Guy Brown het nou so elke keer dat hy 'n nuwe ding ingefaseer, toe kom hy by diversifikasie, met ander woorde so 'n tipe cover crop met multispesies in, en eers toe hy die 5de, toe styg hy tot so 2,8, en toe hy die 5de reël, daai van die dierefaktor insit, toe styg hy op na 6,5 toe. Nou daai laaste, daai spike, het alles in 5 jaar gebeur, en onthou is droogland, en hulle het ook nie so baie reënval daar waar hy is nie, ek weet nie of jy hom al daar besoek het nie, maar so ons het nie 20 jaar nodig om daai effek in die grond te kry nie. Alles, hy het dit reg gekry, 'n massiewe. En onthou, as jy net eers begin, dis moeilik om van 0,5 na 1 toe te gaan. Daarvanaf dan, dit gaan 'n bietjie moeilik, maar daarna begin hy nou daai snowball effek kry. Dan, hoe minder jy dan doen, het 'n groter effek, hoe makliker word dit ook. Nou, hoekom, die laaste wil ek mee afsluit, hoekom die grondgesondheid, hoekom koolstowwe, wat se voordeel het jy? Julle kan dit gaan Google, maar vir elke 0,5% koolstof wat jy in die grond het, hou die grond 150.000 liter water ekstra. So as jy nog 0,5, nog 150.000. Dis baie. Dis hoekom die ouens daar's ouens in Ottosdal,
as jy begin cover crops, daai ou se smile raak al hoe breër. As dit nie vir sy ore was nie, was dit reg rondom. Die effek wat hulle kry in die grond deur aan te hou en daai 5 reëls toe te pas, dan sê die ou, hy kon nooit 'n winter cover crop geplant kry nie, want die grond is altyd te droog na 'n somer. Dit is nou nie soos hierdie jaar nie, hierdie jaar is anders. Maar en dan ook na die winter, al het hy 'n cover crop gehad, om weer sy grond te kan werk om weer 'n someroes te plant, want dit is altyd die probleem wat die ouens krik om 'n cover crop te plant. Maar omdat hy al sy koolstowwe so opgebou het, ek dink hy trek al op so 2.6. Hy sê daar's net altyd vog, want wat nou ook lekker is, daai koolstoflaag is mos nou bo in die grond in jou primêre wortelsone, want hulle kom daar want daai vorige cover crop, dis waar die wortels doodgaan. So jy bou daai koolstofvlakke op, hulle hou die water vas, hulle hou ook die voedingsstowwe vas, jou stikstowwe, fosfate, kaliums, want as hulle nie daar is nie, dan sak die goed af. Selfs met die water. Ons kry baie daai wat die ou sê, hy wil nou sy grond werk Oktober, maar onder is nat, en bo het nou 10 mm gereën, maar daar is nou so 'n droë laagie. Nou as jy die koolstof wat daar gehad het, het daai onderste water nie afgesak nie, dan het hulle daar bo gebly. Dan kan jy vinniger inkom, al rip jy net jou lande of begin met 'n onkruid bewerking en dan is dit reën, dan kan jy al plant. Waar die ander ou dan eers dan begin met sy maar dit is die voordeel van koolstof. So dit hou jou water in jou primêre wortelsone en maak dit ook meer. Dit is eintlik maar net soos 'n spons. Almal praat van die spons effek. So jy het nou eintlik 'n spons hier in jou primêre wortelsone. As jy praat van waterverlies, daar's 3 groot verliese van water uit die grond uit as jy nie 'n cover crop het nie. Die eerste een is verdamping. Daar verdamp elke liewe dag 85% van die vog uit jou boonste 10 cm uit as die temperature bo 38 grade, die grondtemperatuur 38 grade. 85% uit 10 cm uit. Wat gebeur vannag? Dan kom styg die vog weer op. Môre verdamp hulle weer. So gaan dit aan vir 6 maande lank. Wat sê hy som? Hoeveel water het jy verloor omdat jy nie 'n cover crop het nie? Die tweede verlies is uitloging en dit beteken nie heel uit in die grond uit, dit beteken net uit jou 30 cm primêre wortelsone. Nou lê jy op 20 tot 40. En dan het jy daai probleem, daar kom 'n droë laagie, want die vog kan nie meer op nie, die boonste is verdamp en die ander sak onder, want jy daai droë laag, want jy het nie koolstof nie. So, uitloging beteken net, bietjie te diep in, en al is dit in die seisoen, en daar is niks wat dit hou vas daar nie, dan is jou wortels in jou primêre zone se vog raak op, die wortels is nou diep, die vog is dieper en jou konsentrasie wortels is nie daaronder nie. Dis die probleem wat jy het. Die derde een is afloop. Dit het ons nou almal gesien hierdie jaar. Die water moes hier gein het, maar omdat hier niks is wat dit bietjie help, en daar's ook nie deurligting nie, daar loop hulle panne, damme, al daai goeters. Dan is er nog praat eers van erosie nie. So as jy nie 'n cover crop het, daai oop lande, as hy versadig word, dan spoel hy en alles gaan daarmee saam. So die som totaal van die vierde ene, as 'n vierde ene, as jy 'n gewas het wat groei en daar is oop, kom sê maar die 7 voet rye, maar net om maklik die meeste mense plant nie meer 7 voete nie, maar daai hitte daaronder, dis straling, dit skyn teen jou mielies of jou sonneblom, dan word hulle ook warmer. Nou het hy meer vog nodig om homself af te koel en hy verdamp meer. Daai som van daai 4 verliese van vog uit die grond uit is baie minder as die hoeveelheid water wat jou cover crop kan gebruik. Dis hoekom daai redenasie van ek kan nie 'n cover crop plant nie want ek het nie eers water vir my mielies nie. Ons voel so, ons is almal gebrainwash, maar dit is nie werklik wat in die natuur gebeur nie. As jy in daai is nou jammer is nie 'n warm dag nie, maar as jy nou by jouself 'n cover crop het, dan maak nie saak al is dit 48 grade Celsius en jy gaan voel op daai grond. Eerstens hy gaan klamp voel en hy gaan koel. Die magic temperatuur is 28 grade Celsius vir grond. As jy dit onder dit kan hou, dan is jy well away. Dan loop alles kookdisselboom. Kyk, alles wat te is, met ander woorde, as dit te veel water is, dan en jou grond, kom ons vat 'n watertafelland, is al klaar nat. Nou kom al hierdie water. Eerste wat gebeur, die water druk die suurstof uit. So dan het jy eintlik in 'n suurstofarm omgewing. Maar onthou, die mikrobes kan in die dormante fase ingaan. So as jy die vog weer kan onttrek, dan begin hulle maar net weer. Hulle kan baie vinnig vermeerder, maar hulle kan ook maklik vrek. Dis soos 'n
Dis regtig soos 'n nursery. Jy moet hulle broei. En as jy foutjies maak, al die sites maak hulle seer, droogte maak hulle seer, te veel water, te min water. So die antwoord is ja, hulle kry seer, maar ten minste is hulle daar, al het hulle nou seer gekry, hulle is nie almal dood nie. Nou word, jy het miskien net 50% wat nie werk nie, die ander wat niks doen nie, het 70% wat nie werk nie, maar jou 50% kan maklik weer na 30 wat nie werk, of andersom dan, hoe kan ek sê, wat dan nou meer instant, maar die ander wat niks het nie, hy begin nou onder, hy is nou weer daarby, hy het nog nie die grafiek geklim nie. Is maklik om 'n downfall te kry, as jy klaar hoog is, om hom weer op te vat. Maar as jy hier onder is, en jy kry daar, dan is dit fataal, dan begin jy oor. Nou, okay, my bankbestuurder, verstaan nie lekker hierdie grafiek nie. Veral nie die feit dat ons nou vat hier van 9 jaar nou gaan vat, om daar uit te kom by hierdie 2.34, want ek verstaan as ons daar is, ja, dan is dit nou land van Kanaan hierdie, met sulke drywetrosse en al die dinge, ja. Hoe lyk my kompetisiefaktor, van wat se effek het dit op my oes, veral in die beginjare, rondom, gaan ek 'n bietjie inboet, hoe loop die ding? Ja, daar is 'n paar goed wat jy kan kry. So ons sê altyd, enige plaas het 3 opbrengspotensiaalgronde, laag, medium en hoog. Wat gebeur is, nou plant jy mielies op al 3, jy gee maar bemesting. Hierso maak jy, of kon sê, hier maak jy jou geld, goeie wins, alles is reg. Hierso speel jy gelyk, hierso maak jy verlies. Dan vat jy daai geld, betaal jy dit hier in, en dan maak jy hele boerdery niks. Dan sê jy, volgende jaar gaan dit nou beter gaan. Begin hier by jou moeilike gronde, waar jy in elk geval eintlik geen niks geld maak nie. Implementeer jou cover crops daar, en bou hulle op. Dan skuif jy jou cover crop, jou potensiaal van die grond na medium toe, en as hierdie reg is, dan begin jy met hulle, en so gaan jy deur jou hele. So moenie jou boerdery heeltemal verander nie, om jou bankbestuurder, implementeer dit, en begin by die swakste, want jy maak in elk geval nie daar geld nie. Maar, die geheim is daai 5 reëls, hoe meer jy van hulle kan reg kry. So, onthou nou, jy kan nou ook dit omskakel, jy skakel eintlik dit om in 'n tipe van 'n weiding. So waar jy nou koring byvoorbeeld in die winter, nou plant jy 'n winter AgriLife 2. Waar jy swak met mielies gedoen het, plant jy 'n somer, dan sit AgriLife 12 in die somer, en dan kan jy hom laat oorgaan in jou volgende jaar. Onthou nou, as jy daai mikrobes in die grond gekry het, en daai voordeel van die koolstowwe, nou begin jy goedjies in die grond, mikrobes kan al jou, behalwe jou cover crops, soos daai raduis, wat ou fosfate en kalium 1,5 meter kan uit die grond uithaal, en dan bære het in daai tuber, en as hy vrot, nou styg het, dis eintlik wonderlik, van 'n meter diep is dit nou terug na 30 cm toe. So die volgende gewas het nou, onthou daai tuber is nou vol perfek, hy het alles in. Al die elemente is daar, en as hy dood, dan is alles dadelik in die beskikbare vorm vir die volgende gewas. En dis eintlik die voordeel wat jou cover crops maak, gaan maak goed los, deur middel van mikrobewerking, van daai boyfriends-girlfriends verhouding, en bring dit weer terug na jou boogrondse horison toe. Dan het jou volgende gewas, het dan eintlik minder kunsmis nodig, as jy dit so wil sê, maar definitief minder water nodig, maar die goed is beskikbaar. Daar is baie fosfate in die grond, maar die goed is vasgelê. En is net mikrobes wat dit kan loskry. 'n Plant kan nie vasgelegde fosfate loskry nie. Mikrobes kry dit reg. So daar is al toetse gedoen waar die ouens cover crops plant, en dan neem hulle die fosfaat en kalium lesings voor die cover crop en na die tyd. Dan is hy hoër, want dit is beskikbaar. So dis eintlik die voordeel. So koolstofmeting is net 'n indikasie van die mikrobe vlakke en die gesondheid in die grond. Dis goed om dit te doen, maar dit stop ook nie eintlik daar nie. Dit is maar net hoe ons nou kan meet, hoe vorder jy. So die resultaat wat jy terugkry, gaan nie oor die koolstof nie, gaan oor die beskikbare voedingsstowwe. En intussen kan jy nog ook dit gewy het. So jy het nie net 'n ding wat jy plant, is 'n topkwaliteit weiding, jou brassicas is hoog in energie, jou peelgewas is hoog in proteïene, en jou grasse, jou haver gee vir jou die biomateriaal. So as jy diere op dit laat wy, gaan jy definitief, jy het min lek nodig, jy gaan 'n gewigstoename hê, jy het eintlik minder kos nodig om beter te doen, ideaal vir weiding met daai energie. So jy het eintlik maar net voordele.
ou moet nou ook die hele prentjie kyk. Wat is jou opbrengspotensiaal? Is jy 'n ou wat droëland plant vir 8 ton of 10 ton of is jy 'n droëland ou wat vir 5 ton plant? Hoe wyd is jou rye? Ek meen daar by ons die droë dele 3 ton, 3,5 ton. Dan is dit eintlik makliker want jou plantpopulasie bring jy ook baie af. Hierdie is 26,000 geplant Januarie. 2 weke later het hulle die cover crop begin plant, maar toe die reën hulle bietjie uit. Daai is toe nou later geplant. Maar die tradisioneel deesdae is wat die ouens nou kwaai inkom, dis intercropping en dan intersowing. Intersowing doen hulle later as die mielies eers begin afgaan. Dit kan jy ook doen met hierdie ding. So daar's 2 verskillende sienings of maniere hoe jy dit kan doen. Ja, ons is altyd bang vir hierdie, maar miskien is dit goed om nie dit te doen as jou koolstof al laag is nie. Dalk 'n bietjie later, maar begin speel met dit en meet. Doen jou koolstof en kyk wat gebeur. Maar dit gaan 'n groot effek hê. Maar jy gaan nou nie dit doen as jy nou wil 'n 8 ton droëland wil afhaal nie. Maar op 'n sê maar 3 tot 5 ton is dit heeltemal moontlik. In Senekal se wêreld het die ouens met gewone akkerbone. Onthou die ou mense, sê altyd ou mense was eintlik baie slim. Hulle het net nie geweet hoe slim is hulle nie. Hulle het 7 voet rye geplant en dan plant hulle akkerbone tussenin. En in die akkerbone rank hy grond toe. Dit was eintlik niks anders as 'n cover croppie. Dis nou wel monokultuur. En dan stroop hulle die mielies, dan wy hulle daai mielies en die akkerbone. Dan het jou energie, jy tel ook die koppe op, jy het jou energie, jy het biomateriaal en jy het proteïene. En hulle het die somme toe gemaak. Alright, wat is die verlies? Hulle het nie meer as 600 kg per hektaar verloor op daai manier nie. En dit was in droë jare. Toe sê hulle maar die voordeel van die voer is baie meer werd as die 600 kg mielies wat hulle verloor het. So daar is 'n somme wat ou kan maak, maar elke plaas verskil, elke land verskil. Maar as ek sê, begin dit op jou lae potensiaal lande. Begin die goed doen. Ons leer nog baie. Die mikrobe wêreld is groot. Ons onthou meer 10 jaar terug was hierdie inligting nie eers beskikbaar nie. Niemand het belang gestel in wat gebeur onder die grond nie. En ewe skielik het die ouens begin sien, as jy dit wel doen, dan gebeur die goeters. En nou eers nie geweet hoe werk dit nie, maar nou weet ons al wat gebeur en ons sien die goed werk. En daar is hierdie grond, jy kan nie eers hier ploeg nie, hier is klippe, dis swak grond. Dis nie eers so vlak nie, dis rooi grond met klippe. En daar groei die goed en hy het al gedraai op 2.8, die koolstowwe. Maar dan nou, soos ek sê, daar was nie opvolg altyd nie, want ons proefplaas, die fokus is nie hier op hierdie 2 klein blokkies nie, hier is groot ander proewe wat moet gedoen word. So, maar werk het. Op enige plaas kan dit werk. Right, dit is Agricol se cover crops tussen mielies. As jy belangstel, linkie bo of hier onder, kom jy met hulle in kontak. Dis hier van Farm Space af, tot volgende keer. Groete.